Ek dink ons kan sê Steve Jobs se naam is synoniem met Apple maatskappy se sukses. Want hy was die groot dryfkrag agter soveel innovasies waarmee ons vandag bekend is, en dis iets alledaags vir ons vandag. Dink aan Apple Mac, die persoonlike rekenaar wat jy saam met jou dra, die iPad, die klein rekenaar met wat nie 'n sleutelbord het nie, en hy word geaktiveer deur op die skerm te druk. Dit was alles nuut geweest toe dit verskyn het. Dan die iPod, weer daardie klein elektroniese toestel om jou musiek en jou video's op te kan bære en saam met jou te kan dra, en dan natuurlik die iPhone, die groot deurbraak. Weet, ons dink nogal baie keer daaraan, toe ons nou kinders was, hoe sou ons ooit daaraan kon dink, hoe sou ons ooit kon droom daarvan, dat jy 'n telefoon kan ronddra in jou sak, dat jy met daardie telefoon, dink net wat alles 'n mens met 'n selfoon vandag kan doen, dat jy iemand aan die ander kant van die wêreld kan kontak, kan bel, maar jy kan hulle sien, en weet, daar's nie dat jy na die tikkieboks moet gaan eers nie, jy is onmiddellik in verbinding met mekaar, dat jy die internet kan gebruik, en jy het 'n wêreldse inligting tot jou beskikking. Vandag nog met die AI is dit soveel anders. En jy doen jou banksaake op jou foon, jy het 'n hele biblioteek op jou foon, jy kyk TV op jou foon, dis video's, dis net fenomenaal as 'n mens dink daaraan. En baie hiervan gaan terug na Steve Jobs se inisiatief wat hy gebruik het. Hy het so invloed op sy kollegas gehad dat hulle gepraat het van Steve se distortion field, wat hulle daarmee bedoel het, die werklikheid moet buig voor sy visie. Hy het geglo dat die onmoontlike gedoen kan word as 'n mens dit regtig wil doen, en hindernis is net daarom om te oorkom. So voor die vrystelling van een van die nuwe iPhones het Steve Jobs die produksie gestop, want hy het nie gehou van die plastiek waarvan die skerm gemaak is nie. En dis eenvoudig nie wat hy gesoek het nie. Hy soek 'n tipe glas wat die voorkant sal bedek, en weer iets alledaags vir ons vandag, 'n deurbraak in daardie tyd. Hy wou gehad dat daardie glas moet duursaam wees, dit moet krappe stand wees, en daardie glas het nog nie bestaan nie. Hy nader 'n kontak Wendell, hy is die CEO van Corning Glass, en hierdie maatskappy het in 1960 'n proses ontwikkel wat hulle genoem het Gorilla Glass. En dis presies wat Jobs wil hê. Hy plaas dadelik 'n bestelling vir 1 miljoen iPhones met Gorilla Glass, en jy weet, hierdie Wendell Week sê, ja, ons het die proses, ons het dit net nog nooit gemaak nie. Dis 6 maande, ons het nie die vermoë om 1 miljoen selfone te kan produseer met daardie glas nie. Typies Steve Jobs sê eenvoudig vir hulle, ons weet, julle kan dit doen, en weet jy wat, binne 6 maande is daar 6 miljoen iPhones op die mark met Gorilla Glass. Want Steve Jobs het geglo, dit kan gedoen word, maak dit moontlik. My vraag is hoekom is dit so dat ongelowiges baie keer 'n groter geloof het in die onmoontlike? Dit wat nie moontlik is nie, kan gedoen word. Kry 'n manier om dit te doen. En baie van die kinders van die Here sit vasgevang in situasies, en miskien vandag jy ook, wat jy net geen toekoms sien nie, wat jy net nie glo dinge kan beter wees nie. Maar God leef. En Jesus Christus leef, hy het opgestaan uit die dood, hy is die lewende Heer, en as ons dit glo, dan het ons God se antwoord op ons hooploosheid. Die afgelope paar maande, wanneer ek preek, en sit rondom die oorhoofse tema van hoop nogtans. Ons het 'n YouTube kanaal wat genoem word Hoop Nogtans, waar die preke dan gebêre word. En wat in my hart leef is dat ons hierdie geloof kan hê om God te vertrou vir dit wat onmoontlik is in ons situasies waar ons nie meer kan sien. En hoe dikwels gebeur het dat
Kinders van die Here wat 'n mooi pad met die Here stap, van wie omstandighede hopeloos begin voel. Maar as ons die boodskap van Jesus Christus, die opgestane Heer, onthou, as ons in herinnering roep, ons ken 'n God wat die onmoontlike moontlik maak, dan kan ons aangaan. Ek wil so 'n bietjie stil staan vandag by Lukas die 24ste hoofstuk en daar vanaf vers 13 tot 35. En as ek nou 'n titel moet gee, wil ek sê, hy leef, God se antwoord vir jou hooploosheid. Jesus leef en hy is God se antwoord vir jou hooploosheid. Dis die gedeelte van die Emmausgangers. So 2 van Jesus se disippels is besig om te stap. Hulle stap huis toe. Dit's 'n afstand van so 12 kilometer van Jerusalem. Dis die dag wat Jesus opgestaan het uit die dood, maar hulle weet dit nog nie. Hulle het gehoor, daar's vrouens wat sê, jy weet, Maria byvoorbeeld, Maria Magdalena sê, ek het Jesus gesien die oggend. Hulle het gehoor van die gerugte, maar hulle glo dit nie. Vir hulle is dit net stories wat mense vertel. En nou stap hulle huis toe en weet, hulle is verslae. Jesus is dood. Hulle het gesien hy's vasgespijker aan 'n kruis. Hy het 'n gruisame dood gesterf. Hy's begrawe, hy's dood. Hulle verlosser, die een van wie hulle so baie verwag het. En dit is nou die 3de dag na sy kruisiging en weet, sy volgelinge is verdwaas. Hoe kon alles so skeef geloop het? Was Jesus dan nie die beloofde verlosser wat Israel kon verlos uit van die Romeinse oorheersers nie? Hulle is verward in hulle gemoed, hulle is platgeslaan. Miskien vandag is jy baie in dieselfde posisie. Jou omstandighede is anders, maar in jou hart het jy hierdie gevoel van, ek voel platgeslaan deur wat gebeur in my lewe. Ek voel hooploos, hulpeloos, ek sien geen toekoms nie. In hierdie gedeelte ons kan dit amper sien as 'n drama in 3 dele. En die eerste een is hierdie ontnigtering, hierdie besef van Jesus is dood. Kom ons lees. En kyk, op dieselfde dag was 2 uit hulle geleedere op pad na die dorpie met die naam Emmaus, 11 kilometer vanaf Jerusalem. Hulle was druk in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle nog so loop en gesels en dinge probeer ontrafel, het Jesus self nader gekom en saam met hulle verder geloop. Hulle oë is egter verhinder om hom te herken. So terwyl hulle so stap in hulle droefheid, in hulle totale verwardheid, het 'n vreemdeling by hulle kom aansluit en dis iets wat dan maar baie gebeur het, as jy so op die pad loop, en die mense het ons maar geloop in daardie tyd, iemand kom stap saam met jou. Hulle is so diep in gesprek dat hulle dit nie eens opgemerk het nie. En die Here laat toe dat hulle nie die vreemdeling herken nie. Dis Jesus, dis hulle Here. Hy is nie dood nie, hy het opgestaan uit die dood. Hy sê toe vir hulle, wat 'n sake loop julle so ernstig en redeneer? Met somber gesigte het hulle gaan stil staan. Een van hulle wat Kleopas genoem word, antwoord Jesus toe, jy is seker die enigste buitelander in Jerusalem wat nie kennis dra van al die dinge wat gedurende hierdie dae in die stad gebeur het nie. Jesus reageer en vra, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge wat gaan oor Jesus van Nasaret. Hy was 'n profeet. Kragtig in woord en daad voor God en die hele volk. Maar die priesterhoofde en ons volksleiers het hom uitgelewer om tot die dood veroordeel en gekruisig te word. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos, maar dis al vandag die 3de dag vandat al hierdie dinge gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons nog boonop heeltemal verwar. Hulle was vanoggend baie vroeg by die graf, maar kon nie sy liggaam daar kry nie. Hulle kom berig dat hulle 'n visioen van engele gesien het wat gesê het dat hy leef. Sommige van ons het na die graf toe gegaan en dit net so aangetref soos die vroue vertel het. Maar vir hom het hulle nie gesien nie. Nou, die 3de dag na sy kruisiging, hulle het gehoop, toe hy dood is, iets sal gebeur. Miskien tog weer lewend word. Maar niks het gebeur nie, sover hulle weet. Ja, die paar vrouens het gekom, maar hulle dink nie regtig dat hulle regtig gesien het wat hulle dink hulle het gesien nie. Sy liggaam is weg. Jesus laat hulle eers praat. Ek wonder hoe dit vir hom moes voel om te hoor
hoe hulle oor hom praat. Hulle praat oor Jesus in die verlede tyd. Hy was 'n profeet, maar hy is dood. En sê, ons het gehoop dat hy Israel sou verlos. Nou, ons het nie hierdie vermoë om hierdie in Afrikaans te sê nie. Ons taal is baie meer vereenvoudig, genadiglik is dit so. Die Engels het nou baie meer skakerings as dit nou kom by die tenses. Die Engelse vertaling wat meer akkuraat sou wees, we had hoped for. Ons het in die verlede so gehoop, maar dis nie meer wat ons hoop nie. Jy weet, dit is verskriklik wanneer 'n mens jou hoop vir môre, vir die toekoms verloor. En jy sal dit weet, nee. As jy niks het om na uit te sien dat dinge anders gaan wees nie. Dis moeilik om die seer van die Here te dra as jy geen vooruitsig het dat dinge ooit beter gaan word nie. Dalk is dit waar jy is vandag. Jy het uitgesien na so baie en nou is dit net weg soos mis voor die son. Kom ek sê weer, as jy nie hoop vir die toekoms het nie, gaan jy nie die krag hê vir vandag nie. Goeie nuus wat ek vir jou het is hoop nogtans. Moenie moed verloor nie. Jesus het opgestaan uit die dood. Hierdie 2 disippels wat so verdwaas is in hulle gemoed, gaan iets ontdek wat hulle hele lewe gaan verander. Baie binnekort gaan hulle met blydskap in hulle harte terughardloop Jerusalem toe om die verstommende, opwindende nuus te gaan deel. Jesus het opgestaan en ons het hom ontmoet. So die eerste fase in hierdie drama kan ons sê ontnugtering, en dan gaan dit oor na ontdekking. Die ontdekking was Jesus moes sterf en hy het opgestaan uit die dood. Ja, is waar, hulle drome lê aan skerp. Jy weet, hulle het 'n verlosser verwag en hy's dood. Dis nie hoe hulle die Ou Testamentiese geskrifte verstaan het nie. Nou maak niks vir hulle sin, jy weet, alles wat hulle geglo het, lyk nou verkeerd. En Jesus kon hulle reghou. Hy doen dit eenvoudig, hy sê, hier is ek. Hy kon dit doen, hy kon net daar vir hulle gesê het, dit hou op met al die negativiteit. Hier is ek, maar dis nie hoe Jesus werk nie. Hy wil nie hulle geloof moet gebou word op dit wat hulle ervaar nie. Hy wil hulle geloof moet gebou word op 'n stewige grondslag en hulle moes die waarheid ontdek in die skrif. So, Jesus reageer nie baie sonder simpatiek teenoor hulle nie. Hy sê nee, ek verstaan hoe platgeslaan julle voel. Dit moet vir julle baie erg wees om so te voel, nee. Niks daarvan, jy hoor wat sê Jesus vir hulle. O, hoe sonder begrip en traag van hart is julle om alles wat die profete gesê het te glo. Moes die Messias nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie. Wat Jesus sê is, dit moes so gebeur. Dit was God se plan vir redding vir hierdie wêreld. Jesus moes die pad van die kruis en die graf loop. Hy moes sy bloed skenk sodat daar verlossing kan kom. Nou, die probleem is dat hierdie disippels hulle verwagting gebou het op sekere skrifgedeeltes. Jy weet, die verlosser wat kom en hy oorwin die vyand, en dis waaraan hulle vasgehou het. Dis hulle interpretasie. Jy weet, Jesus gaan hulle verlos van die Romeine, maar dis nie die volle waarheid. En daarom is hulle verwagting heeltemal skeef. Jesus het nie gekom om hulle te verlos van die Romeinse owerheid nie. Jesus het gekom om hulle te verlos van die mag van die bose waarin hulle is. Hulle gaan selektief om met die skrif. En daarom maak dit nie vir hulle sin nie. Ek dink baie keer, as ons eerlik is, dan doen ons dieselfde. Baie dinge in die woord van die Here maak nie vir ons sin nie, want ons gryp sekere verse. En ons hou daaraan vas en ons vergeet daar's 'n ander perspektief op dinge ook.
en ons met die volle waarheid van God se woord by mekaar probeer bring. In alle eerlikheid, baie keer is dit so dat 'n mens sukkel om dit te doen. En dat jy dan al twee wat lyk asof dit in stryd is met mekaar moet vat en sê ek glo wat God sê en ek glo wat God sê en dit vir die Here laat om dinge uit te sorteer, uit te werk en net eenvoudig die woord van die Here as waarheid te neem. Baie mense is so vas in wat hulle glo, daar's net nie 'n ruimte dat hulle enigstens hulle denke gaan verruim. Weet ek het my kerk en ek weet wat ek glo en ek weet wat ek geleer is en moenie met my kom met enigiets anders. En dan gebeur dit so dat dinge nie vir 'n mens sin maak nie, want jy het nie die volle waarheid nie. Jy het dalk 'n stuk waarheid. En baie keer is dit 'n verdraaide vorm van waarheid waarin jy vashou. Jy groei wanneer die waarheid van God se woord vir jou oopgaan, wanneer jy ervaar dat die Here met jou praat uit sy woord en skielik verstaan jy dinge anders as wat jy dit verstaan het. Ek dink, en dit is nou my mening, dat jy geestelik arm is as jy net in jou geestelike gemaksone bly en nooit jou manier van dink oor dinge gaan verander. Selfs jou interpretasie van sekere dele van die woord gaan verander. Jy's geestelik arm want jy hou vas aan wat jy het en daar's 'n ander perspektief in die woord. Daar's waarhede wat jy nie wil aanvaar. Nou, Jesus begin dit met hulle stap deur die Ou Testament. Moes die Messias nie hierdie dinge ly nie. En nou begin ons sien daarso waar Jesus met hulle praat. Hierna het Jesus begin om vanaf Moses en al die profete, al die skrifgedeeltes wat oor hom handel, vir hulle te interpreteer. Jesus gee vir hulle die geleentheid om 'n nuwe perspektief op die woord te kry. Skielik verstaan hulle die verlosser moes ly, hy moes sterf, dit was onvermydelik. Dit was hoe hy redding vir die mensdom bewerk het. En Jesus kom en hy kom sê, en hy verduidelik vir hulle, uit die skrif, daar's een tema in die Ou Testament, en dit is die verlosser kom. Die verlosser het intussen gekom. Nou maak baie kinders van die Here hierdie fout, waar hulle in die Ou Testament wil leef. Hulle wil in die Ou Testament leer, dis hoe ek moet leef om God te behaag, en dan hou hulle vas aan wettiese goed, en mense neem versies, weer eens enkele versies selektief, en bou al hulle sieninge daarop, maar hulle, dis asof hulle Jesus vergeet het. Dis asof hulle vergeet het, daar's 'n Nuwe Testament. Daar's wat beteken 'n nuwe verbond. God het 'n nuwe era ingelei met Jesus Christus. Die reëls van die spel as ware het verander. En dit gaan nie meer soos in die Ou Testament ek moet doen sodat ek God kan behaag nie. Dit gaan oor Jesus het gedoen en dis hoe ek God kan behaag deur my geloof in hom te stel. Daar's so 'n geweldige groot verskil. Die ander ding is, die waarheid oor Jesus verander 'n mens. Wanneer jy die evangelie hoor, het dit so impak op 'n mens as jy dit glo, dat dit jou lewe verander. Paulus sê dit so duidelik in 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand aan Christus verbind is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier. Dinge is anders, is nuut. Ek wonder, en ek wil vir jou vra, kan jy dit sê, dat die evangelie het my verander, en die evangelie is besig om my te verander? Ons kry byvoorbeeld Jakobus 1 vers 20 tot 21, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Daar's krag in God se woord.
ek wonder maar net baie keer as ek met mense te doen kry en ek vra maar hierdie woord van die Here enige impak ooit op hulle lewe gehad, want dit lyk nie so nie. En weer is nie vir ons om die oordeel te vel daar nie, maar vir elkeen van ons om self te vra, het die woord van die Here regtig waar in my lewe 'n verskil gemaak? Was so 'n mooi stukkie geskiedenis uit ons eie Suid-Afrikaanse geskiedenis hieroor, en dit gaan oor 'n Afrikaner se bekering onder die bediening van Robert Moffat. Nou, hy is dood in 1883. Afrikaner was 'n gevreesde opperhoof van die Nama-stam, dit so vroeg in die 1800s. Hy was berig as 'n geharde wreedaard. Jy weet, in die Kaapse regering het destyds 1000 riksdaalders beloof vir die persoon wat Afrikaner vang. En Robert Moffat, die Skotse sendeling, besluit hy gaan vir Afrikaners soek en hy gaan die evangelie met hom deel. Nou, pad na Afrikaners se kraal bly Moffat een nag oor by 'n Hollandse boer. Nou kry hy geleentheid om 'n kerkdiens te hou daarso, en hy vra dat die bedienis ingeroep word om ook die woord te kom hoor. Nou, sy gasheer se antwoord spreek boekdele oor sy gesindheid teenoor anderskleuriges. Hy sê, Hottentotte, laat ek eerder na die berge gaan en die bobbejane roep. Of wag, sê hy vir sy seun, roep die honde in, hulle sal net so goed as 'n gemeente dien. Jy weet, hy het nog nooit aan gedink dat die woord ook vir ander mense daar is en dat hulle die woord moet hoor nie. Moffat baie hoflik het net aangegaan met sy diens, en hy lees hierdie verhaal van die Sirofenisiese vrou voor, met as teks, ja Here, maar die hondjies eet darm onder die tafel van die kinders se krummels, as in Markus 7 vers 28. Weet hierdie vrou wat desperaat is om iets by die Here te kry. Here, ja, miskien verdien ons dit nie, maar daar's krummeltjies en ek is bereid om die krummeltjies te vat van die genade. En hierdie gasheer, hierdie Hollandse boer besef sy fout en hy onderbreek vir Moffat. Hy sê, wag net so 'n bietjie. Laat ons net eers die bediendes kry om ook in te kom. Hierdie storie het nou 'n baie interessante naderdraai. So op 26 Januarie 1818 bereik Moffat die blyplek van Afrikaner. En vir 'n jaar leef hy saam met hierdie mense. Elke oggend dan preek hy vir hulle, en bedag sou hy vir hulle skool, al vir die kinders. Daar was ook volwassenes wat lyk my skool toe kom, onder andere Afrikaner. Dit is nie lankie of was meer as 100 kinders wat elke dag skool toe kom. Afrikaners sit daar en met groot ywer leer hy om te lees. Hy bring ure deur in die Nuwe Testament. En dan saam sit hy op 'n groot klip buite Moffat se hut, en dan bespreek hulle dinge soos die liefde van God en Christus se versoening aan die kruis, die hiernamaals. Afrikaner luister aandagtig, hy drink die woorde in, en dan baie keer roep hy net uit, ek het nou vir eers genoeg gehoor, dit voel op my kop te klein is vir hierdie dinge. En die volgende dag is hy weer daar. En in die proses was iets besig om met Afrikaner te gebeur. Net soos met die mense van Thessalonika, dit is in 1 Tessalonisense 2 vers 13. Paulus sê, daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het. Nie as die woord van mense nie, maar as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Die woord wat werk in julle wat glo. En die woord van die Here was besig om hierdie geharde wreedaard te verander. Die storie gaan dat Afrikaner baie keer sommer net begin huil het, wanneer Moffat oor sy vorige leefwyse gepraat het. Jy weet nie waar hy vroeër die een was wat oorlog gemaak het, het hy nou as vredemaker tussen die stamme begin optree. En een aand kondig Moffat onverwags aan, hy wil vir Afrikaner Kaapstad toe vat. Afrikaner was glad nou nie genee om te gaan, nie veral in die lig van die 1000 rigsdalers op sy lewe nie.
Moffat het hom verseker van sy veiligheid en hulle begin hierdie wekelange reis Kaapstad toe. Op pad bly Moffat weer oor by hierdie Hollandse boer. Want dat die een waar hy voorheen kerk gehou het en hierdie boer wat nie die Hottentotte wou toelaat nie. Die boer dink dis Moffat se spook. Jy weet, iemand het gekom met die storie, hulle het Moffat se bene gekry en weet, Moffat is dood, Afrikaner het hom doodgemaak. En Moffat vertel wat die Here gedoen het. En toe hy praat oor Afrikaner se bekering, is dit net, hoe moet ek dit nou glo? En Moffat draai en sê, en hy wys na Afrikaner waar hy is, hy sê, dis Afrikaner daar. Kyk, dink die verbasing op die man se gesig. Hy sê, is jy regtig Afrikaner, stom geslaan, nee. Hy roep na 'n ruk uit almagtige God, wat 'n wonderwerk deur die krag, wat die genade nie vermag het nie. Nou, Kaapstad was in beroering toe Afrikaner kom besoek. Die gouverneur was Somerset in daardie stadium, het aan hom 'n ossewa gegee wat 80 pond werd was. Die hele stad het kom kyk na Afrikaner, die pronkstuk van God se genade. Kom ons gaan gou terug na Lukas 24 toe. Ons het gesê, daar is die fase van ontnugtering van Jesus is dood. Ek's hopeloos, hulpeloos, verward. Die ontdekking dat Jesus moes sterf en hy het opgestaan uit die dood. En dit bring ons by die ontmoeting van Jesus leef en hy is hier by my. Dis waar ek en jy moet leef vandag. Vers 28. Dis nou weer hierdie 2 disippels op die pad. Toe hulle nader kom in die dorpie waarin hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het by hom aangedring, bly by ons oor. Die son trek al water en die dag is verby. Toe het Jesus by hulle ingedraai om saam met hulle oor te bly. Terwyl hulle saam met hom aan tafel was, het Jesus brood geneem, gedank, dit gebreek en aan hulle gegee. Toe het hulle oë oopgegaan en hulle het hom herken. Daarop het hy voor hulle oë verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, was ons harte nie vuur en vlam, of vertaling sê brandend in ons, toe hy met ons op pad gepraat en die skrif vir ons geïnterpreteer het nie. Ja, die ou Afrikaanse vertaling was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Jy sien, wanneer die woord van die Here vir jou oopgaan en jy begin glo as jy in Jesus as die verlosser, die een wat gedring was deur God se liefde en sy lewe kom aflê het vir jou. Dit raak jou in jou diepste wese. Jy is nie meer dieselfde nie. En daardie verandering is so intens. Jesus praat daarvan as jy's weer gebore. Jy kyk met nuwe oë na jouself. Jy sien jouself soos God jou sien. Jy het 'n sondaar wat verdien om verlore te gaan. Maar dan snap jy, Christus het vir jou kom sterf. Jy kon niks doen om gered te word nie. Dit is so. Maar jy hoef ook nie so hard te probeer meer nie, want jy kan dit in elk geval nie reg kry nie. Maar die evangelie sê vir jy word uit genade gered op grond van wat Jesus gedoen het. Jy moet net glo, God skenk dit vir jou. Jou aandeel is om te glo. So voorreg dat ons kan weet dat ons gered is, kan weet. In Johannes 5 vers 13 sê so duidelik, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Nie hoop ek gaan eendag gered word, nie hoop dat die Here my genade gaan gee nie. Wat ek kan weet, ek weet want ek het my vertroue gestel in Jesus Christus, my verlosser. Jy weet, 'n paar jaar tevore was hierdie 2 persone baie swaarmoedig en gebroken toe hulle Jerusalem verlaat het. Maar is met blydskap in hulle harte wat hulle haas
om terug te keer en die goeie nuus aan die disippels en die gelowiges in Jerusalem te vertel. Jesus leef, hy het aan ons verskyn. Ons lees daar vers 33, hulle het daar en dan opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan en die 11 aangetref en die ander saam met hulle, wat hulle die nuus vertel. Die Here is regtig opgewek en hy het aan Simon verskyn. Hulle bars aan om hulle storie te vertel nog voordat hulle 'n woord kan inkry, hoor hulle, die Here het waarlik opgestaan en aan Simon verskyn en hulle kon sê, ons weet die Here leef. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breek van die brood. Ons raak gou net so vir 'n oomblik of dit baie prakties hierso. As jy nie hoop het vir die toekoms nie, gaan jy nie die krag hê vir vandag. Dis eenvoudig, nee. Maar as jy glo dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood en dat hy regtig leef, dan gee dit jou hoop vir die toekoms. Daardie Jesus leef, sy gees is binne in jou. En jy kan die Here vertrou vir die onmoontlike in jou lewe. Weet jy, as ons dink wat die Here beloof, en kom ons wees weer eerlik, baie keer, dan sê ons hierdie, ja, dis die woord, en ek glo dit, en dis asof dinge nog nie wil uitwerk, maar ons moet vashou aan God se woord, met Markus 9 vers 23, wat dit betref, as jy kan glo. Alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Dis nie ek wat dit sê nie. Dis wat die woord van die Here vir ons leer. Wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En Jesus sê dit vir 'n pa wat sy siek kind bring, sodat die Here hierdie kind kan bevry van 'n bose gees wat hom siek maak. Jesus sê in Johannes 14 vers 14, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Weer, Matteus 21 vers 22, en alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang, as julle glo. Jesus is hier by ons, hy is opgestaan, hy leef. So in ons grootste vrese, is hy by ons, om ons te help. In ons diepste sonde is hy by ons om ons te vergewe en ons te red. In ons onsekerheid is hy by ons om saam met ons deur die onbekende te gaan. In ons siekte is hy by ons om ons die genesing te skenk. En as die Here om een of ander rede dit nog nie doen nie of nie gedoen het nie, en ons maak ons oë toe en ons gaan dood, dan is dit die groot genesing in die ewige lewe, maar dit neem nie die werklikheid weg van die Here, maak hierdie beloftes aan ons, en ons kan dit vasgryp, en die Here herinner aan sy woord, ons lewe bou daarop, en dis wat ons hoop gee vir die toekoms. In ons verwardheid is hy by ons, om vir ons vrede te gee. En die Here ontmoet ons op die vlak waar ons hom nodig het. En met groot vrymoedigheid wil ek vir jou vandag sê, die Here ontmoet jou op die vlak waar jy behoefte het, waar hy moet kom en kom doen wat onmoontlik is. As die wêreld kan glo dat die onmoontlike gedoen kan word deur Jesus Christus, het ons die belofte dat God die onmoontlike kom doen. Want Jesus leef, hy's die antwoord op ons hulpeloosheid, hooploosheid. So ek wil vir jou kom aanmoedig, hoop nogtans, moenie ophou hoop, dat die Here gaan doen wat hy beloof het nie, dat die Here dinge gaan verander, dat die Here uitkoms gaan gee. En in die proses gee jou toekoms aan die Here, gee die hede aan die Here, gee die probleme vir die Here, en sê, Here, ek vertrou U, om vir my 'n toekoms te gee. Wat dit ook al mag wees, hoe dit ook al gaan lyk. Ek is in die hand, Here, maar ek vertrou U vir 'n toekoms. Hoop nogtans. En nie saam met my kom bid en miskien daardie area van jou lewe wat die Here vir jou moet iets kom doen, net voor hom kom lê, en soos 'n klein kind kom met jou pa praat, en sê, Here, ek nodig dat U vir my hier help.
maar my vertroue is op U wat die lewende Here is, opgestaan uit die dood, by my is, U leef, ek glo. Vader, en so kom ons in die naam van Jesus, die lewende Here, na U. En U het dit so gewil dat ons hierdie woord moet hoor vandag. En ja, Here, baie keer maak dinge in ons lewe nie sin, en baie keer maak die woord nie vir ons sin. Dit is asof ons worstel met wat U sê, en ons val vas in ons hooploosheid. En tog, Here, wil die woord vir ons kom aanmoedig om te glo, nogtans. Maak nie saak wat aan die gang is. En ons vertrou op U te bly stel en sê, Here, ek het U nodig. Ek kyk uit vir U om vir my te help. En ons doen dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. So bly jy het saam met my geluister na die woord van die Here. Mag die Here vir jou help dat jy sal 'n liefde kry vir die woord soos nog nooit tevore, dat jy sal delf in die woord om 'n goeie begrip te kry van dinge. Mag die Here help om te verstaan, mag die Heilige Gees dinge vir jou oopmaak, mag jy beleef dat jy geestelik vooruitgaan, soos die Here sy woord in jou laat werk. Hoop nogtans. Baie dankie.